Mense sien net elke 4 jaar daai 8 dae of 16 dae by die Olimpiese spele. Maar voor dit kos dit jou 'n fortuin om uit te kom. En dit is een van die redes hoekom ons topsport manne en vrouens verloor met die pad na die Olimpiese spele. Ons moet eintlik konstant onder die top 10 lande wees by die Olimpiese spele, maar daar is uitdagings waar die atlete deurgaan. Mense sien net die roem die hele tyd, maar wat onder dit gebeur is hartverskeurende. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Dr. Elje en Irwet van Sail, twee van ons voorste atlete in Suid-Afrika. Baie dankie dat ons vandag land en sand met julle kan gesels. Goeiemôre Pieter. Môre, is lekker om met jou te gesels. Elje, kom ons skop sommer met jou af. Jy het baie onlangs jou doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria behaal, as ek dit reg het. Baie geluk. Kan jy vir ons kortliks vertel waaroor gaan jou doktorsgraad? Baie dankie Pieter. So Pieter, ek het 'n doktorsgraad gedoen en dit gaan oor die life histories van 11 verskillende Olympians van 11 verskillende sportsoorte. En ek het gaan vat hoe elke ene se loopbane ontvou het, hoe almal begin het voor die Olimpiese spele, tydens die Olimpiese spele en ook daarna wat hulle vandag doen. So ek skryf hom in 'n tipe van 'n biografie oor almal. Maar voor dit skryf ek eers 'n baie groot stuk van die Suid-Afrikaanse geskiedenis, hoe ons daarby uitgekom het. Ek skryf 'n stukkie oor voor die isolasie, na die isolasie en wat die professionele era vir die Olimpiese spele beteken het. En ek lees toevallig nou wat die IOC se president nou gesê het, Kirsty Coventry, wat sy nou gesê het, nee, sy glo nie Olimpiese sportmense moet geld verdien nie. Dis nou eintlik maar waaroor dit gaan. Dis daai reël 40. So jy moet amateur bly en sy kry baie kritiek oor dit. Dis maar wat meeste wat van my bevindinge is. Jy weet, ons neem deel in die Olimpiese spele, maar jy neem pro bono deel, ongelukkig en weet ons is nou al hoeveel jaar in die professionele era, maar is nog steeds nie heeltemal professioneel nie. Ons steun nog steeds op buiteborge en ondersteuning van die staat en ander lande ook. So dit is 'n probleem vir die sport om vorentoe te gaan. Weet, dit kos mense, weet jy moet jou sak uitbetaal om byvoorbeeld te gaan kwalifiseer in Europa, maar dis minst geleenthede vir ons sportmense in Suid-Afrika. Ons moet altyd Amerika of Europa toe vlieg. En kortliks, dis maar woorde gaan dit Pieter. Ja, dit is eintlik verstommend dat julle nie betaal word nie, want dit is julle werk. Ek meen, jy kan nie eintlik skool hou en op daai vlak deelneem nie. Nee, jy kan nie. Dit is jou werk. En as jy nie op een of ander befondsing is nie, weet, in Suid-Afrika is die OPEX of 'n persoonlike borg het nie of 'n universiteitsbeurs het nie wat ook beperk is. Weet dit maak dit baie moeilik om regtig top Olimpiese spele uit te kom. Om te kwalifiseer is een ding, maar ek praat nie eers van toerusting nie. Kom ons praat net van jou mediese rekeninge. Weet dis duur as jy siek word, as jy besering kry, al die rehabilitasie wat jy moet doen, die verblyf in Europa, weet alles stel op. Jy weet, mense sien net elke 4 jaar daai 8 dae of 16 dae by die Olimpiese spele. Maar voor dit kos dit jou 'n fortuin om uit te kom. En dit is een van die redes hoekom ons top sport manne en vrouens verloor met die pad na die Olimpiese spele. Weet, ons moet eintlik konstant onder die top 10 lande wees by die Olimpiese spele, maar daar is weet uitdagings waar die atlete deurgaan. Weet, mense sien nie die roem die hele tyd, maar wat onder dit gebeur is dit is hartverskeurende en ek motiveer, is ook vir my bevindinge. Ek praat van dual careerism. Weet wat Olimpiese sportmense 'n tweede loopbaan gelyktydig moet volg as jy oefen vir die Olimpiese droom, maar dit gaan vinnig verby. Van die loopbane hou 10, 15 jaar en van is kortliks. Val die gimnastes, dit 'n kort loopbaan. Weet jy spandeer en spandeer so baie tyd en energie aan die Olimpiese droom, maar ten koste van wat? Elje 11 mense met wie jy gepraat het, as jy dit net so vinnig kan noem. Ek het met almal onderhoude gevoer en almal het my hulle life history vertel. Ek het onder andere atletiek gehad, ek het swem gewig optel, ek het squash gehad, ek het judo, onder andere, ek het gesê skerm, en dan het ek ook, vinnig dink, canoe byvoorbeeld,
Ek het 11 verskillende sporte, as ek nou so vinnig my kop uit kan dink, wie die 11 deelnemers was van my studie. Ja, met 7 is rugby. Hulle val nou onder 'n ander sportliggaam, alhoewel hulle ons deelneem aan Olimpiese spele, maar vir hulle is dit nou baie beter af want hulle weet daar's baie meer wêreld toernooie vir hulle wat hulle kan befondsing kry en hulle is ook in 'n program by SARU natuurlik. Het jy 2 meestersgrade gedoen of 'n graad ook in Duitsland? Ja, Pieter, so ek het die lang pad gevat om in te kom vir 'n doktorsgraad. So my eerste meesters was by die Universiteit van Pretoria. Dit het gegaan oor die oorgang van skole atletiek af na senior atletiek toe, hoekom ons so baie atlete spesifiek verloor. Ek het na die statistieke gaan kyk hoeveel atlete by die SA's byvoorbeeld gaan deelneem op senior en ook natuurlik die SA junior. En die uitvalsvlak was omtrent iets soos amper 80% van die atlete neem nooit weer deel nie aan die senior SA's nie. En toe doen ek 'n tweede meestersgraad by die Duitse Sport Universiteit in Cologne of Keulen. Daar het ek 'n MA gedoen in 'n course hoe ek in Olympic Studies waar ons 6 modules gehad het wat jy moet slaag in 'n mini-tesis. En daai modules was maar Olympic Governance, weet onder andere ondersteuning deur die hele Olympiese movement werk en toe 'n tesis op die einde. Wet en terwyl LD geswat het jy nog volstoom geoefen en deelgeneem. Ja nee, ek gelukkig in my sport kan jy al hoe verder begin hardloop hoe ouer jy word. So ja nee, ek hardloop maar nog steeds. Wet, jy het ook 2 seuns. Hoe balanseer 'n mens dit? LD wat swat en werk en jy wat ontsettend baie moet oefen vir die maratonne en dan is daar nog 2 spruite wat jy moet groot kry. Kyk, ek dink dit raak al hoe moeiliker hoe ouer hulle word. Ek dink mens wens die klein fase vinnig verby want jy slaap min en dit affekteer jou oefen baie, maar dan hoe groter hulle word, dan word dit al hoe meer oor hulle. Dan kan jy nie net meer sê dis in die oggend gehou hulle sport nie. Hulle sport vir die hele middag op. Maar gelukkig ek en Ellie tag mekaar half so wie doen wat se sport in die middag. So die latere sport sal Ellie byvoorbeeld doen soos die billetjie rugby en ek doen die direk na skool sport. So ja, dit raak maar besig en ons oudste is nou in graad 5, so ons moet leer ook. So daai hele kombinasie is 'n groot verandering op hoe jou hele dag moet benader en soos my meerderheid oefening doen ek dan in die oggend en dan in die middag dat ek agter hulle kan aanry, saam leer en dan in die aande sal ek weer oefen wanneer hulle gaan slaap. So mense probeer dit maar so multitask en ja, party dae is maar bietjie moeilik, maar mens maak dit altyd werk. Soos vanoggend moes ek lekker al 4 uur op die pad wees om alles in te pas in die dag. So party dae moet jy maar bietjie vroeër begin en ja, bietjie sacrifices maak van minder slaap, maar ja, mens maak dit maar altyd werk. Ek wou nou net vra, wanneer slaap jy? Kort, maar daar is daar 'n bietjie slaap. Ja, nee, ek probeer soos ek dink nou nie ek's professionele slaper nie. Dit is soos ek het nie so baie tyd om te slaap nie, maar ek probeer ten minste 6 tot 7 ure aand inkry. Ons gaan maar vroeg in die aand bed toe sodat ons kan vroeg weer opstaan want ja, met kinders jy kan nie slack nie. Hulle het mense die hele tyd nodig. Soos vanoggend moet ek nog gaan afrig by die skool ook. So dit is maar besig, maar mense verkies dit maar besig en mense wil maar daar wees vir mense kinders want dit is net so kort tydperk wat hulle eintlik in die huis is. So mense probeer maar altyd plan maak om daar te wees. Weet, vertel ons van jou grootwordjare. Waar het jy groot geword? Waar het jy skool gegaan? Is jou hele familie waar jy groot geword het almal sulke uitsonderlike atlete? Nee, ek dink elke atleet sal sê nie almal van hulle is atlete nie wat uit die gesin uitkom. Mense het soos 'n uitstaande atleet en dis maar waar jy jou talent vandaan kry. So ek het in Johannesburg groot geword en eers Pretoria toe getrek toe ek met Ellie getrou het. En ja, my liefde vir die sport het begin toe my Pietma gehardloop het en sy hardloop nou nog. Francis van Blerk, sy is my tannie. So sy is my pa se suster. So daar het my liefde vir die sport eintlik begin ontwikkel. En nou op 9-jarige ouderdom toe besluit ek wil my eie medaljes hê, nie meer haar medaljes wat sy vir my gee nie. En toe begin ek maar ook hardloop om my medaljes te kry. En toe het ek net nooit opgehou nie, maar ek het alles probeer van verspring, gewigstoot self en ek het eers probeer kyk wat 'n sport ek kan doen wat jy nie hoef hard te oefen nie
En tot ek uitgevind het nee, ek's 'n langafstand atleet. Maar ek wil nog graag sien verspring doen. Ek kan nie baie goed verspring of hekkies nie. Ek sê vir Alia, hy weet nie wat 'n voorreg is dit dat hy so goed is met hekkies nie, want dis die een item wat ek so graag wou gedoen het, maar ek kon net nie oor dit kom nie. Jy is definitief lank genoeg. Maar nie soepel genoeg of vinnig genoeg om oorheen te kom nie. Eldien, jy het in die Oos-Kaap groot geword. Pieter, ja, ek het groot geword in Molteno in die Oos-Kaap. Weet en ek was met graad 1, 2 en 3, die ou standaard 1 of sub A, B en 1 in Laerskool Molteno en toe ek van daar af Laerskool Alwel Noord toe, op die Oranje rivier. En dis maar waar dit begin het, weet die grond of asbane, atletiek begin doen. Ja, daar's net genoeg seuns om 'n rugbyspan vol te maak of 'n cricketspan. En almal is in die atletiekspan, weet en jy moet verder afstande ruimte gaan deelneem. En dan jy nou byvoorbeeld die distrikskampioenskappe gewoonlik in Craddock of in Oos-London, weet en almal ry met die bus. Weet daai dis hoe dit begin het, Pieter. En ook hekkies gehardloop, soos Herwet probeer verspring, was net ook lekker. Inteendeel ek was SA 210 vir verspring. Maar hardloop was altyd 'n passie in my lewe. Nie dat my broer en suster saam met my gehardloop het nie, maar ek het altyd geweet ek kon altyd vinniger as die maatjie langs my hardloop. Weet en ek het altyd probeer as ek iemand ontmoet, weet kom ons kyk wie kan tot by die hek en terug hardloop of wie kan die vinnigste om die huis hardloop. Weet, dit was altyd vir my 'n iets lekkers om te doen, om 'n resies te hou. Kyk wie is die vinnigste, kyk wie kan oor die ding spring. Weet, daai tipe kompeterende aspek het ek van kleins af gehad. En hekkies, waar het jy begin besef jy seil vinnig en maklik oor 'n hekkie en veral 400 en dan sê nou maar nie 'n korter afstand nie. Ek was 7 jaar oud op die plaas in Molteno en toe sien 1992 Olimpiese spele in Barcelona wat ons die eerste keer weer deelgeneem het na die isolasietydperk. En ek kan nog jy sal dit ook nog kan onthou, dit was op TV2, met daar was mos net 3 kanale, 1, 2 en 3. En ek onthou, daar was 'n ou met die naam Kevin Young en die 400 hekkies gewen in Barcelona en hy het gestruikel oor die laaste hekkie. Toe hardloop hy die wêreldrekord van Edwin Moses. Toe verbeter hy hom van 47:03 af na 46:78. En hy het gestruikel oor die laaste hekkie, hy het nog steeds gewen en dit was 'n wêreldrekord. En ek het toe agterna vir my pa gevra of hy vir my van die skaap bakkies, weet daai voerbakkies, om daai tyd was dit Augustus en dit was droogte in Molteno of van die hele streek, of hy van die voerbakkies wat nou leeg is kan pak in 'n groot sirkel op die gras en ek wil nou graag hierdie item probeer. En dit was my eerste herinneringe van hekkies wat ek oor het probeer spring en ek het die gawe eintlik al van kleins af gehad om met my linker en regterbeen oor 'n hekkie te gaan. Weet jy kon nie 'n verskil sien nie. En eers later daarna toe ek 'n afrigter kry, toe ek eers begin leer in kom ons sê vroeg hoërskool oor iets soos 'n pasrit, weet in 'n kort hekkie hardloop jy 'n 3 pas en later in 'n 400 hekkie hardloop jy 'n 13, 'n 14 of 'n 15 pas. Weet en toe begin met tegniek te skaaf en toe gaan dit eintlik net al hoe beter en al hoe beter. Maar van die begin af was die liefde daar om net te kompeteer of selfs net sokker te speel of iemand uit te daag. So dis eintlik maar hoe dit begin het, Pieter. Die skaapbakke, dis baie interessant. Maar Elia, jy is met polio gediagnoseer toe jy klein was. Ja, dis eintlik nog voor dit het ek hierdie hekkies as 'n 7-jarige probeer. Ek dink ek was net voor my 5de verjaarsdag het ek die polio virus gehad in my linkerbeen. En ek onthou spesifiek my skoolklere of my broek was altyd stikkend in my skoen want my been was lam. En ek het nou op die plaas gebly en ek het daar rond beweeg en vandag se terme physical education of physical activity. Hier het al hoe beter begin word. Jy weet ek het 'n jong perd gehad, 'n pony gehad op die plaas. Sy naam was onder andere Whisky, 'n klein wit perdjie wat ons altyd by die bure geleen het. En hy was eintlik maar my vervoer, weet om die huis en waar kon ek gaan omdat ek moeilik geloop het. En toe het al hoe beter begin gaan en toe het ek eintlik maar begin hardloop en die Olimpiese spele begin kyk en ek dink al daai beweging het heeltemal weggegaan. Ek het geen letsels daarvan nie. Ek is gelukkig daarvoor.
So ja, dit is van my grootword jare. Ek dink 'n hindernis, maar op daai stadium met aanvaar jy dit en jy beweeg aan en dit het net stelselmatig met genade weggegaan. Irwet, jy is ook nie ongeskonde uit jou skooljare nie. Ek het ergens gehoor jy was in 'n bromponie ongeluk. Ja. Ek wens daai tyd my ma het nooit vir my 'n bromponie gekoop om by die skool uit te kom nie, maar soos hulle sê alles gebeur vir 'n rede en ja, ek was 17, eintlik in die prime van my atletiekseisoen op hoërskool. Ek was 'n goeie junior. Ja, toe ongelukkig ons het Afrikaans geskryf die oggend en toe op pad huis toe gly ek op grond en ja, toe maak ek my bene nogal erg seer. Ek het al die vel van my bobene afgeskuur, my knie albei knie was oopgeskeur. Ek het 'n gat in my patella geval, was oopgeruk deur die skooter se een handle. So ja, ek het van daar af toe vir 2 maande nie kon loop nie, so ek moes van voor af leer loop en toe het hulle oorspronklik gedink soos die skade wat ek aan my knie gedoen het en soos hoe my kuit oopgeskeur is, ek gaan nie weer kan hardloop nie, maar ek dink 'n dokter sê altyd die worst case scenario want dan is hy gecover. Maar ja, ek dink net daai wilskrag in my was altyd nog daarna, soos nou nog as ek 'n besering kry, die wilskrag is so sterk, ek sal altyd terugkom. Ja, en toe kom ek weer terug en ek het weer begin hardloop, maar dit was vir 'n jaar wat ek toe nie in die son mag kom met my vel nie, want dis nuwe vel wat toe gevorm het en ja, dit was maar 'n proses terug en dit was maar baie frustrerend en dan die proses om dan weer in 'n kortbroek te begin hardloop met al die letsels wat jy dan oor het van die ongeluk en vrede maak daarmee. So ek sukkel nou nog tot vandag toe met daai selfe knie. Ongelukkig het die ongeluk groot skade gemaak dat daai knie vir my altyd probleme gaan gee, maar in 2020 het ek 'n tweede operasie op my knie, wel tegnies my derde, maar dit was baie meer suksesvol as die vorige is waar hulle 'n kondroplastie gedoen het, waar hulle basically bietjie boor in jou femur en in jou tibia en in jou patella sodat daar 'n bietjie meer kan kraakbeen weer vorm, soos 'n buffer tussen jou bene dat hulle nie meer been teen been hoef te graai nie. So nou nog is ek baie dankbaar vir daai operasie want dit het my hardlooploopbaan bietjie verleng en die dokter het gesê dit gaan ook nie vir ewig hou nie. Maar so far so good. Hy hou nog goed en ek het nog hiccups met my knie gehad na dit, maar dit was nie van wat die operasie reggemaak het nie. So dit was ander goedjies. Maar ja, sover hardloop ek nog lekker en ek dink elke terugslag is net 'n comeback om ja, jou storie beter te maak. Eldie, watse tipe kind was jy? Was jy soet en gehoorsaam of was jy rebel of was jy stout? Ja, dis 'n moeilike vraag, hang of jy vra. Ek weet sê ek was stout. Nee, ek dink ek het gedissiplineerd, baie gefokus. Weet en ek het van kleins af wat as ek iets graag wou gehad het ek gewerk vir dit. En ek het sal nie ophou tot ek dit kry nie. Ek het altyd hard geoefen. Ek is nooit laat vir iets nie. En as ek iets doen, dan maak ek dit klaar, nog steeds. Dit is jy en ek gee altyd my 100%. Pak dit as ek iets aanpak dan hier's nou 'n klassieke voorbeeld. Ek was 37 toe ek die doktersgraad aangepak het en dit is moeilik soos het nou gesê het met ek huis vir 2 seuns en 'n huishouding en 'n werk om so iets aan te pak. Dis nog steeds dissipline. Dis nie 'n jy doen dit ook nie in die dag nie. Die PhD is 'n aand en 'n naweek ding. Jy moet is almal gaan kuier of uit eet of iets doen op 'n Sondagmiddag, dan is jy agter die rekenaar of om te lees. Maar as jy 'n passie het vir dit en 'n belangstelling, dan is dit nie 'n straf nie, jy raak so half in dit in, jy wil net nog en nog en nog. So ek dink daai sekere beginsels wat jy leer in sport, kan jy in die lewe na sport ook oordra. Maar om jou vraag te antwoord, ek dink ek was baie gedissiplineerd van kleins af. Niemand hoef vir my te sê nie. En ek kon hard oefen. Ek kon hard werk vir iets. Ek dink dis die tipe kind wat ek was. Irwet, en jy ook nooit detensie gesit nie? Nee, ek het daar nooit detensie gesit nie, maar ja, ek dink elkeen gaan maar deur sy rebelleerfase en ek dink dit is ook nodig om jou ma en pa 'n bietjie grys hare te gee. Ek was definitief net uit skool uit, was ek op daai fase. Ja, ek dink mense vind dan mense self bietjie
beter en weet wat jy dan wil doen in die lewe as jy bietjie oor daai rebelfase dan gaan. Maar ek dink as jy nie daai rebelleerfase het nie, gaan dit eers later in jou lewe kom. So ek verkies dit maar terwyl jy jonk en dom nog is. Ja, baie geleer en maar besef wat ek wil doen toe en dit is nog altyd hardloop. Op 14 toe het ons 'n speech gehad om te doen en ek het nog altyd gesê ek wil 'n professionele sportpersoon wees en daai tyd was dit nog so mense het nog nie regtig dit eintlik gesê nie. Dit was maar eintlik 'n hobby en mense het maar gedink ja, dit is bietjie weird en snaaks. My juffrou het altyd vir my gesê ek gaan belounie sny en spar as ek so aanhou. So, maar ja, op die ou end het dit toe kan ek hulle verkeerd bewys. Ek's nog steeds besig en ek maak 'n beroep daarvan. En ek dink maar net as jy 'n droom het, moet jy as jy hard genoeg daarin glo soos Ellie met sy deursettingsvermoë met sy PhD. Dit is as jy 'n droom het, jy gaan dit maak werk. Maak nie saak wat se klippe in jou pad gaan kom nie, jy gaan dit maak werk. En ek dink dit is ook wat atletiek mens so mooi leer op 'n jong ouderdom dat as jy nie die werk insit nie, gaan jy nie die vrugte pluk daaruit nie. En dit is hoekom sport daar is. Dit leer jou die klein waardes in die lewe om die pad reg te stap. Ek meen daar's nie enige iets van hardloop wat jy nie deur jou hele lewe kan trek nie. En ek dink dit is wat dit so spesiaal maak wat veral ek rig by die skool af en ek het altyd 'n landloopjuffrou gehad toe ek op laerskool was wat my die liefde van die sport gegee het. En ek onthou nou nog soos hoe ek haar sessies net ek was so lief vir haar en net die sessies by te woon en ek probeer dit nou oordra na die volgende generasie om die liefde. Ek sê dit is nie noodwendig die beste atleet op laerskool wat die beste atleet raak later nie. Dis gewoonlik daai wat jy net die liefde van die sport voorgee en as hulle die liefde ontwikkel, dan gaan hulle blom vorentoe in goeie atlete. Maar dis net om die liefde vir die sport eers daar te kry. Kan julle eerste keer op die podium onthou? Ons het op skool gepraat van 'n rostrum, daai 1, 2 en 3. Kan julle daai eerste keer onthou en wat julle gedink het toe? Ja, ek kan dit nog onthou en ek dink ek het nog 'n foto wat is nog aan niemand onthou jy daai kameras hier het by weet jy vat die film ons nou agterna in en dan ontwikkel hulle die goed vir jou. En ek het toe daai ding opgespoor en my ma het al die jare vir my gehou en ek het eintlik 'n foto daarvan en hy is hier in my kantoor. So ek het dit nog spesifiek onthou en dit was daai groot rostrums, weet die 1, 2 en die 3 is nog so groot opgeverf en ek was vir die Molteno se laerskool was ek in die Springbok span en die ander span was die Kudu's, die Springbokke te mekaar. En ek het nog van daai foto's en ek kan dit onthou so goed soos gister en ek kan nog onthou wie was tweede en derde ook in daai 60 meter hardloop en daai stadium toe aan hardloop jy van die 60 af na die wenpaal toe dan wag jou ouers vir jou daar. Weet en ek sien deesdae is daar stoele en die ouers het op volume, maar die ouers het gewag op die einde. Dan hardloop jy dan jou ouers se arms. So ek kan dit nog baie goed onthou Pieter. Jyerwet? Ja, so myne was ook by ons huissport, maar ek was 'n duiker. So dit was die eerste keer wat ek ook daar gewen het, maar ek kon dit baie goed onthou want ek het so graag ek het die 100 probeer want daai tyd het ons nou nie soos vandag wat jy 'n 60, 'n 80 en 'n 100 gehad het. Ons het nou net 'n 100 gehad toe ons jonger was en dan was daar natuurlik toe jy ouer word die ander items nou bykom die verspring en die hekkies, maar toe ek onder 9 is, toe wen ek die 1200 en dit was vir my so groot oomblik. Ek het sommer so plat geval nog op die lyn en ek het nog die lyn so oor my voorkop gehad en hulle het mos daai poeier wat hulle die lyne mee verf. Dit het ek nog die poeier op my kop terwyl ek op die podium staan, maar dit was 'n groot oomblik. Elje voor mens as mens nou daar aantree om weg te spring voor daai skootklap, sê nou maar by Olimpiese spele of 'n wêreldkampioenskap, wat gaan deur jou kop? Is die senuwees nie baie spanningsvol nie? Dit is. En ek was altyd 'n senuweeagtige atleet. Jy dink aan alles wat kan verkeerd gaan. Maar ek het altyd net vir myself gesê, kom net oor die eerste hekkie. Die res sorg vir homself. En baie keer as jy so gespanne, jy voel jy kan amper nie jou boude oplig in die gereed posisie nie. Maar eintlik as jy nie gespanne is nie, weet as jy nie daai skoenlappers gevoel in jou maag kry voor 'n wedloop nie, dan weet jy jy's nie reg nie. Dit voel so of as daai weg is, daai adrenalien weg is, dan het jy gewoonlik 'n swak wedloop.
So, maar snaaks genoeg, ek was altyd meer gespanne by 'n liga byeenkoms by Pilbridge, wat jy teen 'n atlete hardloop wat miskien 'n sekonde of 2 na jou is, as wat jy byvoorbeeld hardloop by 'n wêreldkampioenskappe of 'n statebond of Olimpiese spele, want dan het voel so of jy, as jy by 'n klein byeenkoms soos 'n liga byvoorbeeld deelneem, dan is jou skakelaar nie heeltemal aan nie. Weet, en dan is jy so half op jou gemak. Dis wanneer jy gewoonlik gewen word. As jy nie regtig jou hart in hierdie wedloop of hierdie byeenkoms insit nie. So ek dink as jy by Olimpiese spele uitkom, dan is jy al so goed voorberei. Weet jy het dit al so baie kere gedoen. Weet, in ons geval is 22 tree na die eerste hekkie toe en jy sit jou linkervoet in die blok voor en jy gaan jou eerste hekkie byvoorbeeld nou links oor en die tweede een regs. En dis jou pasritme. Maar ek dink wat die ergste is, Pieter, as jy nou, kom ons sê jy warm nou op by die opwarmingsstadion, dan roep hulle die 8 atlete uit wat nou in 'n finaal of 'n semifinaal moet deelneem. En dan is daar iets wat hulle noem 'n call room. Jy sit nou daar vir 20, 30 minute. Hulle kyk jou spykerskoene, met almal se spykerskoene mag nie meer as 7 mm onder wees nie, die spykertjies. En dan sit jy nou en hulle kyk jou rugsaak, hulle kyk jou nommer, jy kyk of jou borge nie te groot is nie of wat ook al, of jou klere reg is. En dan as dit alles klaar is, dan sit jy vir 10, 15 minute saam met die ouens, saam wie nou 'n 400 met hardloop. En dan lyk hierdie ou vir jou vinnig en jy weet hierdie ou se vorige wedloop wat hy kom ons sê 47 of 48 gehardloop en jy ken nou nie hierdie ou nie, maar jy weet hy weet daai 15, 20 minute voordat jy van die opwarmingsbaan af se call room in die stadion ingaan om jou blokke reg te stel. Daai 15 minute dit voel soos 'n uur wat jy moet sit. Jy voel jy wil eintlik nie hierdie doen nie. Hoekom doen ek hierdie elke keer myself? So ek dink daai 15 minute na die call room, ek dink dis by verre die ergste. Die hardloop is eintlik die makliker deel. Daai wag voor die tyd. En baie keer gebeur dit dan as die program laat, dan maak jy jouself reg om nou kom ons sê 7:00 die aand te hardloop. En dan sê hulle vir jou, hoorie, maar die program is agter of daar's byvoorbeeld reën of iets soos dit. Dis baie erg. Irwet, is dit dieselfde vir jou? Ek dink dit hang af wat se afstand dit is. So ek vir 'n maraton sal ek bietjie meer stres. Dan begin ek al die aand voor die tyd nogal stres en ek kan nie slaap nie en jy het maar slegte nagse rus want ons begin vroeg en ja, so die stres begin al soos amper 24 uur voor jy begin hardloop. En dan soos nou dat ek opgeskuif het Comrades toe, voel dit vir my, ons is nou 2 weke van Comrades af, nou begin ek al stres. So ek dink dit hang maar net af hoe ver die afstand en hoe baie kan eintlik verkeerd gaan in daai afstand. So mense probeer eintlik nie aan die negatiewe dink nie, maar dit is altyd die risiko wat jy loop as jy verder hardloop. Daar's baie ure wat dit eintlik kan sleg gaan en dan kan dit ook goed gaan. Maar soos vir die korter afstande, daarvoor stres ek nie veel nie, want ek weet dit is vinnig verby en as iets fout gaan dan jy's vinnig weer by die einde. Jy hoef net vir 'n kort rukkie vas te byt. So ek dink dit hang af van item tot item en ja, maar soos ek dis een ding as ek eendag op 'n hardloop wat ek nie gaan mis nie. Soos Ellie mis dit verskriklik, daai gevoel van jy wil eintlik opgooi voor die hardloop. Maar ek moet sê dis een van my minste gunsteling om so te voel voor 'n wedloop. Dit laat jou beter hardloop, ek weet dit, maar ek gaan glad nie daai mis as ek eendag ophou hardloop nie. Mens probeer nie eintlik aan die vol afstand dink nie, want mens dink as 'n mens dink mens moet so ver hardloop, sjoe. Dit klink bietjie ver. So mens probeer maar dit vir jouself opbreek en dit maar happie vir happie vat. Maar ja, dit is maar as jy opskuif na die verskillende afstande, dit raak bietjie meer ja, jou senuwees raak bietjie meer en ek dink vir jou mense wat jy moet dophou, raak dit ook bietjie erger want nou moet hulle vir langer self ook senuwees hê. So ek dink dit is maar vir albei partye raak dit maar bietjie erger. Weet wat? Jy en Ellie ontmoet. So ons het in Bloemfontein ontmoet by ons SA junior kampioenskappe toe ek nog baan gehardloop het. So ja, ons het dit was terug in 2004 toe het mekaar al ontmoet en ja, dit is net vriende gebly en kontak gehou en ja, eers heelwat later toe begin uitgaan. Ellie, toe jy haar sien, het jy dadelik geweet hier is potensiaal vir jou vir die toekoms.
Definitief Pieter, ek het al gesien opwarm. Ek dink vir haar 1500 meter finaal op daai tyd. Ja, en ek het dink ek het myself gaan voorstel na die tyd en ons het net gesels en ek dink ek was die eerste jaar uit skool uit. En toe het ons in kontak gebly en ek het altyd geweet sy nie net 'n goeie atleet nie, maar sy het 'n mooi persoonlikheid ook. Ek sien nie die regte antwoorde nie. Maar Ali, wanneer het jy besluit om 400 hekkies jou item te maak en hoekom byvoorbeeld nie korter hekkies nie? Ja, die 400 hekkies het ek eintlik gekies in my graad 11 jaar. Toe is ek gekies vir die wêreld junior kampioenskappe in Jamaica. En op daai stadium het ek nog weet 100, 200, 'n bietjie 400, maar 400 hekkies ook gedoen. En van daai 4 items was my tye op die wêreldranglys die beste. En ek het ook die beste gekwalifiseer vir die wêreld juniors in Jamaica en toe het ek eintlik moes ek ook 'n keuse maak op daai stadium tussen om te spesialiseer in die langer hekkies. En ek ook natuurlik ek was ek was ook ek het ook van rugby gehou. Ek het vleuel en baie keer senter gespeel en dit was ook vir my lekker, maar op daai stadium toe raak dit dit is nou lekker, jy kan Jamaica toe gaan saam met 'n Suid-Afrikaanse span. En wat het gebeur het, toe het ek daai wêreld junior kampioenskappe gewen in Jamaica. En toe het ek besluit, okay, maar ek gaan hierdie item gaan ek nou regtig probeer aandag gee. Regtig fokus op pasritme en tegniek. In die kort hekkies het ek ook deelgeneem, maar hulle was eintlik vir my net te hoog. Ek was nie so soepel noodwendig en ek is maar 184 lank. En meeste van daai kort hekkie atlete is almal hier by die 1,9 lank. Om daai 3 pas in te kry. En die 400 hekkies het my soos 'n handskoen gepas. Dis 'n kombinasie van spoed, pasritme, uithou vermoë, en is jy iets van alles in kombinasie moet jy nou alles saamdruk in 'n 400 meter. 'n 400 alleen is klaar erg genoeg. En sit nou vir jou 10 hekkies op wat 91,4 cm is. Daai laaste 2-3 hekkies voel altyd soos 2 meter hoog. As jy begin melksuur en moeg raak in jou bene, so dis 'n uitdagende item en snaaks genoeg, ek dink die 400 hekkie atlete sal almal saamstem. Daar's nie een 400 hekkies wat dieselfde is nie. Jy voel nooit dieselfde nie. Jou pasritme is meeste van die kere konstant, maar hoe jy voel, die wind speel 'n rol, die tipe baan waarop jy hardloop speel 'n rol. Die kusvlak of binneland speel ook 'n rol. Die baan wat jy trek speel ook 'n rol. As jy in die binnekant hardloop, dan druk die draai jou buitekant toe, dan moet jy meer lê in die draai. Natuurlik die hekkies bly altyd dieselfde hoogte en is dieselfde afstand vir almal uitmekaar uit, maar elke 400 hekkie wedloop was anderster. Jy het nou nog genoem, jy het eers baan gehardloop 1500, 10000. Wanneer het jy nou besluit en hoekom het jy besluit om die langer afstande te doen? Ja, ek het maar begin soos wat almal begin, ons het maar begin met die baan en ek het landloop gedoen, maar ek was nooit mal oor landloop nie. Dit is een van die items wat ek glo mens baie sterk maak, maar toe ek dit 'n keuse kon kry om te los, toe wou ek hom dadelik los. En ek het nog nooit regtig die liefde vir baan en landloop gehad soos die eerste keer wat ek pad gedoen het nie. Die eerste keer toe ek pad gedoen het, moes ek nog op my vorm jok en sê ek's ouer, want ek was nog nie 15 op daai stadium nie, ek was nog 14, dit was Spar Ladies in Durban, en toe ek daai wedloop hardloop, toe besef ek, dit is wat ek wil doen. So ek het op 'n baie vroeë ouderdom al besef, my liefde lê by pad, en dit was net vir my so 'n ander tipe reis. Dit was meer uitdagend, en dit was net vir my baie lekkerder as hierdie 21 om die baan hardloop of 'n landlooproete waar jy moet kyk waar jy trap. Dit was net soos ek het net meer van pad gehou en ek het geweet dis waar my liefde eendag gaan opeindig en dis waar ek al van vroeg af geweet het dis wat ek wil doen. En natuurlik op daai stadium wat ons Spar Ladies gehardloop het, was daar prysgeld. So ek dink dit was ook 'n groot wortel voor die neus wat 'n mens gedink het, okay, maar vir soos landloop en vir baan hardloop ek baie hard en ek kry niks vergoeding nie, maar vir pad, as ek hardloop en 'n goeie posisie hardloop, dan kry ek vergoeding daarvoor. So ek dink ook, daar het jy gesien, daar's 'n goeie toekoms in dit, en mense het gesien, mense kan soos 'n career basically daar uitmaak, en
van daar af het ek net begin verder hardloop en soos ek maar ouer geword het dit my net bietjie opgeskuif en ek wou nog altyd die Comrades gedoen het, want my peetma het dit gehardloop, so ek en sy het dit ek sê dit te veel, sy het dit in 1992 gewen, so en ons was daar toe sy dit gewen het. So ek het nog altyd daai prentjie in my kop gehad en geweet dis waar ek wil opeindig eendag is Comrades, maar ek het gedink as ek my eerste Comrades gaan doen, gaan ek nie weer daarna kan hardloop nie. Ek het gedink dit gaan basically my hele loopbaan eindig en toe laas jaar toe sê ek soos ek gaan dit 'n go gee en wat ook al kom daarna sal kom. En toe sien ek maar dis nie career ending nie, ek kan nog aangaan. So ek het eintlik vinniger weer begin hardloop na Comrades. So nou hierdie jaar pak ek dit maar weer aan want hulle sê die op is makliker. Menend nie makliker nie, maar korter, maar makliker jy kan daarna loop weer. So want laas jaar kon ek vir 2 weke nie loop nie. Maar jy het baie goed gedoen, jy het 4de geëindig as ek reg is. Ja, maar dit is te danke aan Ellie wat op die roete was, wat vir my weer 'n rede gegee het om weer terug te begin veg, om beter te hardloop, want ek het bietjie begin moed opgee, toe ons affield heel afgaan, toe ek soos, ek was so seer, ek het nie geweet of ek het eintlik bietjie tou ingegooi, soos jy het net geweet, jy kan nie meer reis nie, so jy gee nie meer om oor jou posisie nie, jy kan nie eintlik dink wat aangaan nie, en toe gee Ellie vir my, net na Cowies Hill, toe gee hy vir my 2 foto's van ons seuns, en toe kry ek weer my rede om te hardloop, en toe begin ek terugveg, en dis waar ek dink op daai stadium was ek 7de, en toe begin ek eers weer terugveg, en toe eindig ek 4de, maar ek het die laaste, daai nommer 4 het ek verbygevat met 1 kilo om te gaan, so dit was maar bietjie naby, so ek dink ek was die enigste persoon wat dankbaar en nie dankbaar was dat die wedloop so lank was laas jaar. Ellie, hoe voel dit om rekords te verbeter? Pieter, is lekker om 'n rekord te verbeter, maar jy moet net altyd weet, hy gaan, rekord is daar om te verbeter te word, want al die rekords wat ek die voorreg gehad het om te gehou het, soos byvoorbeeld die 200 meter wêreldrekord in 'n reguit stuk in Manchester, weet hy is al verbeter. Die SA rekord, wat nou dink ek al 15 jaar staan, hy gaan ook verbeter word eendag van 'n tyd. So dis lekker om 'n rekord te hê en jou naam in 'n boek te sien, of as daar 'n 400 hekkie wedloop, byvoorbeeld op TV wys, maar dis net tydelik. Maar wat meer belangrik is 'n medalje of 'n span wat jy gemaak het. Daai kan niemand wegvat nie. 'n Rekord gaan gebeter word en as jou naam in die boeke uit en mense vergeet daarvan. Maar wat meer spesiaal is soos ek sê, medaljes en 'n span saam wie jy was en ook die mense saam wie jy was. Hier in my kantoor reg agter is die Olimpiese spele van 2012 se openingsseremonie wat ek 'n groot foto van die hele span het. Wat ek in Doukaster daar sy die vlag vir ons vasgehou. Weet, daar is die hele span. Daai herinneringe is amper vir my meer spesiaal as 'n rekord in 'n boek. Ek het klomp foto's van spanmaats met aflosse wat ons byvoorbeeld in 2011 daai silwermedalje verower het. Ja. Weet, op daai stadium was dit 'n SA rekord of in Daegu, maar hy is nou alweer verbeter 3-4 weke terug in Botswana. Maar ek onthou, weet, daai herinneringe, dit bly vir altyd. Kom ons praat net gou oor Olimpiese spele. Ellie, ek dink jy was by die Beijing, Londen in 2012 en in Rio. En Erwet was saam met jou in Rio en in Londen. En Erwet, jy is ook nog Parys ook bygevoeg. Vertel ons van daai Olimpiese ervaring, want ons almal sit hier by die huis en kyk. Ek het toevallig in 2012 kon ek die Olimpiese spele in Londen bywoon vir werk, maar verduidelik bietjie hoe werk dit en hoe is dit, die atlete dorpie ensovoorts? Ek dink vir enige atleet in 'n sportkode wat 'n Olimpiese sportkode is, ek dink dis so half die cherry op die koek waarvoor elke sportpersoon na strewe. Weet, almal is 'n Olimpiën. Om nou terug te dink, ons het almal 'n e-posadres wat van die Olimpiese spele is. Ek dink myne is Louis.vanzyl, wat ook al dit is, en almal het 'n unieke e-posadres. Almal is deel van 'n familie. Om jou naam op die TV te sien, ek dink 2008 was die name aangekondig daarna by die lughawe by 'n funksie. Dis spesiaal.
Ja, as jy nie gewen het nie of 'n finaal gemaak het nie, dit is hartverskeurende. Jy werk al die jare daarvoor. En wat dit spesiaal maak is 1 keer in 4 jaar. Ons het nou gepraat, ja, jy word nie betaal om te gaan nie, maar nee, dit is 'n groot eer om te gaan. En behalwe nou vir die eer om te gaan, die vriende in die van die mede-Olimpiërs of Olimpiërs wat jy maak, dit hou vir altyd. Ek het die voorreg gehad, soos jy gesê het, ek was by 3 gewees. En ek onthou spesifiek voor 2008 hoe spesiaal dit vir my was om as 'n 21-jarige seun wat China toe te vlieg vir die Olimpiese spele. Dan kom jy daar aan en dit is net dan bly jy in die Olimpiese dorpie. Weet alles is gratis in hierdie dorpie. Weet jy eet die eetsaal is byvoorbeeld oop vir 23 en 'n half ure. Die ander halfuur maak hulle net die eetsaal skoon en pak weer die kos in. Dis spesiaal. Dis nogal soos die Engels sê, dis overwhelming. Jy kan vinnig aandag afleibaar wees daar. Daar's soveel aktiwiteite. Weet alles dit is net te veel en jy werk so lank vir dit. Nou is jy daar nou wat nou? Die tweede ene by Londen soos jy gesê het, toe ek en hy weer die voorreg gehad om saam deel te neem daar, sy vir die marathon en ek vir die 400 hekkies en ons was langs mekaar het ons die openingsseremonie bygewoon. Dit was baie spesiaal in 2016 wat my laaste ene was en dit se tweede ene in Rio was hy vinnig terug by die huis want sy was ongelukkig beseer en toe sy alleen 2021 Tokio toe en ek het ook die voorreg gehad om 2024 vir haar te gaan kyk en ook deel van my PhD se navorsing in Parys vir haar te gaan kyk hoe sy die marathon hardloop. Dit was baie spesiaal. Erwet, en jou ervaring van die 4 speles waar jy al was, veral sien nou maar Tokio dink ek wat uitgestel moes word. Ja, kyk, ek het nogal uiterste ervarings gehad in al die Olimpiese spele wat ek by was. Maar ek moet sê, ek dink jou eerste ene bly altyd jou spesiaalste ene. Daai is ook die enigste ene wat se openingsseremonie ek bygewoon het en dit was saam met Ellie in 2012 en daai oomblik en ek het dit ook saam met Renée gedeel wat een van my beste vriendinne is. So daai was vir my baie spesiaal om vir Ellie daar te hê en vir haar daar te hê want ek en sy het beide in die marathon deelgeneem. So daai was vir my altyd as iemand vir my vra oor die Olimpiese spele sal ek altyd die beste praat van 2012 want dit was vir my so groot oomblik in my lewe en dit was so spesiaal om dit net met almal te kon deel en net die hele 2012 was vir my 'n great ervaring en toe 2016 was toe in Rio, dit was toe nie so lekker ervaring vir my nie want toe ek beseer daar eintlik soort van daar aangekom en dit was alles het bietjie uitmekaar uitgeval en dit was maar net 'n anderste tipe omgewing as wat jy gehad het in 2012 in Londen. En toe in 2021, dit was die ek moet sê die weirdste Olimpiese spele met geen toeskouers nie en toe ons daar aankom, ook half, jy mag nie ergens heen gegaan het nie. In die ander 2 kon jy vryvoet buite die village beweeg, maar daar was ons gebonde net aan die village en jy moes elke dag in 'n botteltjie spoeg sodat jy weet jy het nie COVID nie en ons almal het daai stres gehad van as jy dalk nou positief toets, dan jy 2 weke in kwarantyne. So dit was nie 'n lekker environment eintlik om deel te wees van nie. En dit was maar baie stywe Olimpiese spele en toe moet ons nog na 'n week in die village toe vlieg ons nog Sapporo toe wat nog verder is en dit was supposed om koeler toe daar te wees, maar toe hulle heatwave daar, toe sit nog warmer daar. So dit was 'n baie strawwe marathon en toe is ons net in 'n hotelkamer die hele tyd. So ek dink 2021 kan wie ook al daar was vir die marathon kan sê dit was nie 'n lekker ervaring nie en ja, mens het maar die hele tyd spanning gehad van elke dag spoeg in 'n bottel, gaan jy nou COVID het, gaan jy nie en die hele tyd 'n masker dra, die hele tyd ver uit mekaar uitsit. So daar was nie fisiese kontak nie. Jy kon nie eers iemand 'n drukkie gee nie. So dit was 'n baie koue Olimpiese spele en toe kom ons by 2024, toe is dit weer 'n lekker Olimpiese spele. Ek sal nie sê dit was so lekker soos 2012 nie, maar dit was weer 'n lekker ervaring na 2016 en 2021. Maar ja, dit is soos elkeen het sy ups en sy downs gehad, maar 2024 was baie spesiaal vir my gewees, want Ellie was toe weer daar, hy kon ondersteun op die roete, en dit was toe die eerste keer wat ek
my Olimpiese droom kon bewaarheid en uiteindelik die wenpaal bereik, want in die eerste 3 het ek maar 'n baie rampspoedige Olimpiese spele gehad, so ek dink dis wat 2024 vir my spesiaal maak, wat oor soveel jare, 12 jaar tydperk, wat ek uiteindelik my Olimpiese droom kon bereik het. En mense besef nie altyd hoe baie stres en spanning in daai 4 jaar siklus ingaan. Jy moet kwalifiseer, jy moet gekies word vir die span, en dan moet jy gesond bly, en jou hele liggaam moet goed werk tot by die Olimpiese spele, en die stres wat 'n mens deurgaan, en soos net alles wat 'n mens probeer doen om net jou Olimpiese droom te bewaarheid, dis soveel meer as net daai oomblik wat jy op die TV is, soveel meer as net daai naam wat jy aflees van die skerm af. Daar gaan soveel harde werk in, en ek dink dis wat mense nooit besef nie. Hulle dink, jy hardloop net vir 2,5 ure of ietsie, en dan is dit verby. Dis is nee, dit is baie meer as dit, en dit is hoekom die Olimpiese spele so spesiaal is. Dis 'n 4 jaar siklus. Sodra die Olimpiese spele verby is, begin die volgende siklus, en begin jy al klaar hard werk vir die volgende ene. So ek sal graag, as ek my wil hê en net alles goed uitwerk, sal ek graag dit wil 5 maak en in LA ook wees. Maar natuurlik word ek nou die oudste, en ja, ek is nou nie meer die jongste in die span nie. Toe ons begin het in 2012, toe was ek die jongste in die span. Laas jaar of in 2024, toe was ek al klaar die oudste in die span. So dinge verander, maar ek glo as daar 'n wil is daar 'n weg, en ek dink 5 sal 'n goeie einde wees vir 'n groot kringloop vir my Olimpiese spele. Ek sê nie ek gaan ophou hardloop nie, maar ek wil graag dan my Olimpiese spele hopelik op 5 eindig. Wat sou julle sê, dit kan nou maar by Olimpiese spele wees of nie, of by een of ander spele, dit kan 'n Suid-Afrikaanse kampioenskap wees, maar wat se wedloop of wat se resies vir elkeen van julle sal julle nooit vergeet nie, spesifiek, en hoekom? Ek sal sê die 25ste Februarie 2011 het ek die SA rekord verbeter hier by die Universiteit van Pretoria se tartanbaan. En die rede is hoekom dit so spesiaal is, ek het die eerste keer naby die rekord gekom in 2005. So ek het vir 6 jaar lank was ek so naby die hele tyd, en ek het net nie Lauren Herbert se rekord verbeter nie. Ek het 48.7 of 48.0 iets 47, en dit is nou 'n wedloop wat ek nie gedink het dit gaan gebeur nie. Dit was so half reënerig daai aand. Die program was vir 30 minute uitgestel, en alles het net perfek vir my gewerk, en gaan ek oor die lyn, toe verbeter ek hom van 'n 47,81 na 47,66 toe. Dit is definitief een van my hoogtepunte, en al my vriende en oefenmaats kon dit sien. Was in die stadion, dit was vir my baie spesiaal. Vir jou, Orwet? So vir my sal dit wees in 2021, daar's eintlik 2. Het ek die eerste keer onder 2:30 gehardloop, en dis na ek 2020 eintlik bietjie moed opgegee het, na my knie heeltemal ingegee het en ek 'n wille operasie gehad het. Toe 2021 toe hardloop ek my eerste keer onder 2:30, en dit was ook my kwalifiserende tyd toe vir Tokyo 2021, maar wat toe spesiaal was, so 6 weke daarna, toe hardloop ek die 50k wêreld rekord. Dit was vir my baie spesiaal, want ek was eintlik net 'n pasaangeer, en toe besluit ek in die reis ek gaan klaarmaak. So daai is een van die 2 wedlope daai jaar en in my loopbaan wat vir my baie uitstaan is, van 'n oomblik waar ek gedink het ek gaan nie ooit weer hardloop nie, van 'n oomblik na ek is die beste wat ek ek was voor die operasie. So daai is vir my baie spesiaal. Is dit waar jy bang was om na jou selfoon te gaan kyk vir 'n boodskap van Ellie? Ja, want hy het vir my gesê ek moet nie huis toe kom as ek klaar maak nie. So my ja. Hy het darm my veel laat inkom in die huis. En julle kinders, is hulle ook baie lief vir atletiek en sport? Ja, Pieter, ons probeer hulle ook maar blootstel in verskillende sportsoorte. Weet, ons het ook 2 uiterste kinders. Die oudste is 'n weet hy is in ons laerskool se revue en in die koor. En die ander een is nou weer sportmal. Hy's nog graad 2 en hy speel nog billetjie rugby, en hulle nou begin met cricket. Maar ons probeer hulle maar blootstel, altyd doen swem. Maar ons verwag ook nie heeltemal dat hulle noodwendig ook Olimpiese atlete moet wees nie.
daar's ander sportsoorte ook, maar ek wil graag hê hulle met die beginsels van sport met hulle aanleer, maar daai beginsels en waardes kan hulle toepas vir hulle hele lewe lank. Daai vriende wat hulle maak in die sportomgewing, dis vir my belangrik. En die jongste ene, hy geniet die landloop baie. Die volgende vraag gaan seker wees, gaan hy marathon hardloop of gaan hy 400 hardloop? Ons weet nie. Geniet albei, hy hou van die nalope en hy kan ook ver hardloop, hy het uithou vermoë ook. Maar as hy ook nie een van die twee doen nie, dan is dit ook alright. Ek wil net hê hulle moet dit geniet en nie te veel verwagting hê nie. En as dit so is, dan is dit vir my en vir Wet perfek. Elje, is daar iets waaroor jy spyt is? Pieter, nee, oor die algemeen nee, ek het altyd gedroom om Olimpiese spele toe te gaan, ek het gegaan. Ek het altyd gedroom ek wil die hoogste kwalifikasie kry wat ek kan kry, wat in die PhD is. Ek sal nie sê ek is spyt oor enigiets nie. Dalk is as ek nou vir jou iets moet sê, familietyd wat ek verloor het in al die jare se atletiek deelname, paasnaweke wat ek saam met familie en vriende kon deelgeneem het wat ek moes opgee om te gaan oefen. Of as dit 'n oefenkamp gehad was, gewoonlik net na die SA's die paasnaweek. Dit is dis tyd wat verby is, wat jy nooit weer kan terugdraai nie. Maar as ek nou iets moet sê, my pa is nou al oorlede wat 6 jaar terug. Meer byvoorbeeld gaan kuier het in Altena, meer of langer vakansies gegaan het. Daai tipe goed. As ek nou die tyd moet terugdraai, sal dit definitief dit wees. Elje, is daar iets waarop jy trots is? As ek nou vir iets moet sê, ek is trots op my. Ek neem aan ek hoop dit is so. Ek is trots dat my 2 seuns trots is op my. Met my jongste wat nou atletiek nou so 'n bietjie volg en ons het nog gister aan die Diamant Liga gekyk in Rabat. En ek kan definitief sien hy het 'n belangstelling in meer as die ouer ene in sport. Net dat hy sê hoorie maar hy's trots op my want hulle het al 'n padwedloop of 2 van my deelgeneem. Of gekyk as ek nou deelneem 10 kilos in die 2 oseane halfmaraton. En dan kom ek met daai medalje by die huis aan en dan gee hulle my 'n druk en hulle is nou baie opgewonde en hulle sê vir my hoorie maar hulle is trots op my. Ek dink dis nogal iets om op trots te wees as jou 2 kinders trots op jou. Dit sê jy doen probeer of jy doen ten minste iets reg, as dit sin maak. Wat verveel jou ongelooflik of wat is vir jou geweldig oninteressant? Ek sê mense wat in sak en as sit, en altyd in 'n verskoning dink, hoekom nie? Dis as ek myself moet vergelyk en ek wil nie altyd oor myself praat nie, maar as iemand wat 'n terugslag gekry het soos polio, en nou mense kan maklik in sak en as gaan sit en sê okay, maar hierdie is nou die omstandighede, ek sit maar terug en ek kry myself jammer. Hier is 'n wetne wat in die Brompo in die ongeluk was. Daarna het sy probeer terugkom en terugbeklei om die beste te wees. En is mense wat my verveel is as mense hulle talente nie meer woeker nie. As jy heeltyd vergelyk met ander mense en wat hulle het, nie almal se paadjies is reguit nie. Daai sak en as sit en nie aanhou werk nie. Dit frustreer en verveel my verskriklik. En ek is nogal passievol oor sport en mense en verhoudinge en dis vir my lekker. En as mense nie hulle talente gebruik nie, dit verveel my. Dr. Elje Nerwet van Sail, baie dankie dat ons kon gesels met julle. Baie sterkte ook vir Wet wat nou moet Comrades hardloop oor minder as 2 weke. Baie dankie. Dankie Pieter, groete. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.